Ek glo dat die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners, veral die wat skuld het, is bietjie vies vir die monetêre beleidskomitee van die Reserwebank. Ek moet net byvoeg dat die Reserwebank is 'n uitstekende instelling, maar die beleidsaspek is kommerwekkend. Aangesien die missie ten opsigte van beleid van die monetêre beleidskomitee sê baie duidelik dat hulle moet probeer om inflasie onder beheer te hou, maar hulle moet ook hulle oog hou op groei en werkskeping. Hulle plaas die kollig stywer net op inflasie om dit so laag as moontlik te kry. Hierdie beleidsbenadering van hulle het die ekonomie baie seer gemaak. En die duidelikste bewys daarvan is dat jou reële besteedbare inkomste in hierdie land per persoon het afgeneem sedert hulle met hierdie beleid begin het. En dit is nou nadat 'n mens die uitwerking van die COVID-19 pandemie verdiskonteer het. Die grootste bekommernis wat ons op die oomblik het is weens die hoë rentekoerse het die koste van kapitaalvorming baie duur geraak. Dis duur om trekkers te koop, dit is duur om 'n nuwe gebou te bou, dis duur om 'n skuur op te rig. Kapitaal, fisiese produksiekapitaal word in die reël gefinansier deur middel van een of ander vorm van 'n banklening. En as die rentekoste op daardie lenings baie hoog raak, dan ontmoedig dit kapitaalvorming. En as mens nie vandag kapitaalvorming aanmoedig nie, dan het jy nie in die toekoms die kapasiteit om jou ekonomie te laat groei en om werk te skep. Maar daar is positiewe aspekte. Die regering van Nasionale Eenheid met die DA se betrokkenheid daarin het reeds gewys dat hulle kan van die staatsdepartemente en van die funksies wat hulle verrig kan hulle regryk. Rentekoerse is op pad af. Ons per capita inkomste het nou in die laaste 2 of 3 kwartale weer effens begin styg. As mens kyk na die Better Bond Index van huishouding aansoeke, is daar ook so 'n bietjie van 'n oplewing wat die depositos wat vereis word vir mense om lenings te kan kry om huise te koop het ook effens begin daal. So daar's oral is daar tekens van herstel. Ons voer redelik baie masjinerie en toerusting in. Ons het groot vordering gemaak om minder afhanklik te wees van steenkool kragopwekking. Eskom het ons baie gehelp daarmee. 5 van ons 10 belangrikste uitvoervennote vir hoë toegevoegde waarde produkte is Suid-Afrikaanse lande, Zimbabwe, Namibië, Botswana, Mosambiek. En ons moet ons kollig verskuif daarna om die logistiek te verbeter binne in hierdie SADC-streek. Dan kan ons ergens kom as 'n reuse bevolking. Ons het al die hulpbronne wat die wêreld nodig het om te kan funksioneer en veral met die stadig maar seker oorslaan na groen energie toe. En ons kan dit beter benut as ons net meer sinvolle ekonomiese beleid op die tafel kan sit. En hopelik sal dit eersdaags met hierdie operasie Vulindlela se tweede fase gebeur. Die staatsmasjinerie werk maar baie stadig. Dit is nie soos die privaat sektor nie. Maar as die twee mekaar kan vind en baie nouer saam met mekaar kan werk, dan wag daar vir ons baie beter daarvoor.